Ons reis het begin met die bijenkorwe heel onbeplan. My pa is oorlede 16 jaar terug en my ma het iemand anders ontmoet en die oom was 'n bijenboer. In daai tyd was ons nog in die meubelbedryf, ons het handverftechniek meubels gedoen, solide hout meubels en ons het die hele tyd nog gesoek vir iets wat ons ongeskoolde mense kan oplei om 'n produksielyn te hardloop. En oom JC is die oom se naam, hy en my ma het kom kuier vir die naweek en gesê, hier is julle eerste bestelling, ek gaan by julle hierdie 1000 bijerampies bestel. Toe het ons natuurlik amper hartaanval gekry, want ons ken nie die bijebedryf nie, nog nooit daarvoor uitgevind of enigiets nie. Ons ken hout en dis waar dit eintlik gestop het. En dit het ons seker so 5 weke gevat om daai 1000 rampies te maak, want ons het niks masjinerie of enigiets gehad wat opgestel is nie. En alles moes toe nou opgestel word, want die presisie wat in 'n bijekorf ingaan en die vervaardiging van die parte moet elke keer 100% korrek wees. En ons het dit vir hom gaan aflaai en ons het 'n 8 uit 10 gekry. Ons het 80% gekry vir ons eerste aflewering en ons het gedink is fantasties en hy het gesê nee, dis nie goed genoeg nie, ons gaan weer probeer. So op die ou end van die dag het ons toe nou ons meubelfabriek toegemaak en ons het besluit ons gaan voltyds in hierdie bijen ding en nie geweet ons steek ons kop letterlik nou in 'n bijenes in nie. En dis hoe dit begin het in 2016 en dit is nou 10 jaar later en nou maak ons 20.000 rampies in 'n maand. Ons kan so 1000 op 'n dag doen. So het wissel so van 20 tot 30.000 in 'n maand en so 400 korwe wat ons ook kan produseer in 'n maand. Ja, as ek terugkyk op waar ons begin het, is dit eintlik half onmoontlik om te dink, want ons het nooit in ons wildste drome gedink ons gaan in hierdie bedryf wees nie. By CWI Beehives doen ons uit en uit vervaardiging van bijenkorwe, die parte van die bijenkorwe en dan ook die rampies wat binne in die bijenkorwe ingaan. So ons doen net dit, ons is nie bijenboere nie, ons is vervaardigers. Buiten CWI doen ons ook Living Greens, wat ons microgreens besigheid is, wat ook gebore is uit, ons wou net 'n ander produk in die mark insit as 'n bakkie microgreens wat almal in hulle vensterbank sit om te knip en te eet. Ons vars microgreens wat ons oes en verpak, verskaf ons aan plaaslike restaurante in Montetjie, in die Montetjie omgewing. Ons doen Robertson en dan het ons ook uitgebrei na Kaap toe en ons doen ook kontrakte nou met Freshmark, met Checkers, met Spar en volgende op die kaarte is nou nog 'n hele verskeidenheid van ander retail kettinggroepe, maar ons is nou eers begin met die 2. Ons produk is uniek in die sin van dat ons al ons hout wat ons gebruik vir die bijenkorwe maak ons letterlik self. So ons koop herwinde hout in van verskeie vervaardigings van sê nou maar palette of vrugtekrappe of so in die omgewing. Ons lamineer hom en dan maak ons die parte wat dan in die bijenkorwe ingaan. So ons gaan kap nie nog bome af en koop nuwe hout om die bijenkorwe mee te maak nie. Dis alles herwinde, onbehandelde dennehout wat ons gebruik. Die bijenkorwe eerstens wil ons verder ingaan in die opleidingsgedeelte in en ook die vervaardigingsopleidingsgedeelte. Want in Suid-Afrika is daar geen opleidingsfasiliteite op hierdie stadium vir jong mense of enige iemand in die bijebedryf nie. Dis 'n bedryf wat regtig waar krities is vir ons mense as bestaan. 80% van die kos wat ons eet word bestuif deur bye. So ons wil baie meer fokus op daai opleidingsgedeelte en dit regtig by die jeug bybring hoe belangrik dit is. En dan met die microgreens wil ek definitief hê die microgreens moet in elke huishouding in Suid-Afrika op die borde kom. Vars, sowel as die gedroog en ek sien die gedroogde produk as 'n internasionale produk. Dit is 'n produk wat mense se lewens net kan aanvul. Die grootste uitdaging op hierdie stadium vir die bijebedryf is die afkap van die bloekombome. In die Weskaap is nog 'n bedreiging as ons canola nie blom vir 1 jaar nie, dan is die bijebedryf basies daarmee heen. Want al die groot kommersiële ouens is afhanklik van die canola. Dis waar hulle bye vermeerder, dis waar hulle bye-swerms groter raak in 'n vinnige kort tydperk. En ja, dit is basies dit 2 groot uitdagings. Die een is half beheerbaar, maar die ander een ja, is die regering. Ons weet nie wat ons daaraan moet doen nie. En die Weskaap Bijevereniging werk ook hard saam met die regering en SABIO wat die Suid-Afrikaanse nasionale vereniging is van die bijebedryf. Hulle werk ook nou saam met die regering, maar dit is 'n lang proses. En dan ook hierdie invoer van al die adulterated honey, soos wat hulle sê. Dit is 'n groot bedreiging vir ons bijebedryf. Advies aan die jong entrepreneurs sal ek sê, as daar iets is wat jy identifiseer wat vir jou regtig waar 'n passie is, jy gaan nie noodwendig dit wat jy nou besluit dat jy in matriek
gaan studeer na skool gaan doen die dag as jy 40 of 50 is. Party mense is nie bevoorreg om dit te kan doen nie. Maar jou lewe loop verskillende draaie en paaie en daar's altyd 'n rede met alles. En ek sal sê identifiseer vir jou iets wat vir jou regtig waar hou en gaan leer by iemand wat vir jou kan leer. Vra vir hulle of jy by hulle kan kom kyk in hulle besigheid hoe hulle dit doen. En entrepreneurs het ook nie altyd al die antwoorde nie, maar ons gaan soek en ons gaan krap tot ons die antwoord gaan kry. En in ons besigheid is ek baie bevoorreg om 'n man te hê soos wat ek het, want as ons vingers klap, ons staan nie goed soos wat hy altyd sê. Maar hy is die ou wat sê as 1% dit nie wil doen nie, dan gaan ons dit doen. So ons is nou van daai mense. So daar's nie terugdraai of terugkrykie, want as dit goed gaan, gaan dit goed. As dit swaar gaan, gaan dit swaar. Maar as jy regtig waar 'n passie het vir dit wat jy wil doen en 'n verskil wil maak, dan sal jy bo uitkom.